Amen. En dan ons gedeelte, ek gaan die 2020 gebruik, maar toch ook verwys in die 53. Ons lees van 1 Johannes 3, vers 18 tot die einde. Ons hoop om die laaste gedeelte te doen, voor ons kyk na volgende week. Geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar stel die geeste op die proef. Maar nou gaan Johannes en hy skryf, typies soos hy altyd verwys, kinders, ons moenie net woorde of met die tong lief hê nie, maar met die daad, die ou vertaling sê en in waarheid, en een sê ten volle. En hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid kom en met 'n geruste gewete voor God kan staan. Wanneer ons gewete ons aankla, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie aankla nie, kan ons met vrymoedigheid voor God staan. En wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy opdragte gehoorsaam en doen wat vir hom aangenaam is. Die feit dat sê wat vir hom welgevallig is. En dit is sy opdrag, of sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar moet lief hê volgens die opdrag wat hy aan ons gegee het. En wie sy opdragte gehoorsaam, bly in hom en hy in hulle. En hieraan weet ons dat hy in ons bly deur die gees wat hy aan ons gegee het. Ons bid, Vader, lei ons in die woord deur die gees, want U het gesê, die gees sal ons in al die waarheid lei. Gebruik my as 'n diensknegt, Here, om U waarheid ook voor te hou en Here, ons harte te verlig, ons oop oë en oop ore te gee tot die heerliking van U eie naam, dit ons in Jesus naam. Amen. Nou ons is, soos ek sê, in die laaste gedeelte van hierdie brief wat Johannes, ons moet onthou, hy was waarskynlik nader aan 95 as wat hy was aan 90. Ons is nie presies seker hoe oud hy was nie, maar hy is die enigste disipel of apostel wat nie marteldood gesterf het nie, alhoewel hulle hom probeer doodmaak het om in kook in olie, sê hulle, anders in kookwater te gooi. Nietemin, hy skryf uit Efese, want ek dink meeste van sy tyd, sy lewe het hy Jesus se moeder Maria opgepas in Efese, waar sy dan die geskiedenis sê dat sy daar oorlede is. En anders is wat baie mense glo, dat ek glo persoonlik dat 1, 2 en 3 Johannes geskryf na hy vrygelaat is van Patmos. So ek sal Openbaring plaas. En ek weet mense verskil, ons is vry om te verskil. Want eenvoudig net omdat hy vrygelaat is, hy is begenadig deur die keiser wat na hom met die Johannes gekom is, en hy is terug na Efese toe waar hy dan met die vry pas wat hy gekry het van die keiser het hy gesterf. So wanneer hy skryf, is dit amper soos die mense in Engels sê alarmbels. Daar gaan groot alarms af, want daar iets in die kerk in begin kom, nie in sy tyd nie, maar al lank, want ons weet Paulus skryf ook teen die gnostisisme alreeds in sy tyd. Ons kry in Kolossense waar hy sê in him dwells the fullness of God bodily. Maar die gnostisisme het ontken dat Jesus werklik, God kan nie vlees word nie, want vlees volgens hulle, van hulle verskillende sieninge is Korintiërs wat geglo dat Jesus God geword het, by sy doop in die Jordaan het hy God geword, want die Gees het op hom gekom, so hy het God geword en toe hy gesterf het, die Gees hom verlaat. So daarom praat selfs die New Age vandag van the God Spirit, of die Gees Christus, wat ons almal kan kry. Het jy dit al gehoor? Ons almal kan hierdie Gees kry, die Christus Gees kry, New Age. Maar dit het al reeds in Paulus tyd begin, waarin hy al waarsku teen hierdie lering aangaande Christus, want as jy afwyk van die waarheid van Christus, wat in al 66 boeke geopenbaar word, het jy met 'n pseudo Christus te doen. En baie kerk vandag gaan met 'n pseudo Christus, nie die regte Christus nie. Dis een wat so baie, soos ons Here Jesus Christus lyk, maar dit is nie hy nie. Ons sal kyk volgende week as hy praat, toets al die geeste wat, hy sê onderskei die geeste, want hoekom het ons onderskei? Omdat hulle almal so reg lyk, dit lyk so goed en reg.
Want dis 'n gees, en dit is waarom toe ons gaan beweeg met die nuwe regering, maar ons gesê het, bid asseblief nie net vir die WELA, weet nie, bid ook vir die nuwe CLR, wat predikante van vooraf wil oplei vir 3 jaar, sodat hulle in lyn is met die regering. En aan 'n Jesus bied wat die moslims sal aanvaar, wat die boeddiste sal aanvaar, wat die meeste ander kerke sal aanvaar. Want dit is die rigting waarna ons beweeg. En Johannes kom al reeds met hierdie, ek het verlede week gesê, hy was nogal redelik in sy hart ontsteld gewees, dat hierdie gnostisisme nou so sterk word, wat Paulus al van gepraat het, en hierdie ding word sterker en sterker. Nou, op sy ryp ouderdom, waarskynlik tussen 90 en 95, skryf hy hierdie boek, 'n algemene onsenbrief in haas, dis 'n dringende brief. Jy sal, as jy die vorige gedeeltes uit 1 Johannes onthou dat hy die woord ek het geskryf, of ek skryf, kyk veral in hoofstuk 2 vers 12 tot 15, maar dit kom ook elders voor, ek skryf aan julle kinders, ek skryf aan julle vaders, ek skryf aan julle jong mense, ek skryf aan julle, hou aan die woord, ek skryf, want dit is wat swaar op sy gedagtes, ek skryf, ek moet skryf, ek is relatief oud en ek gaan binnekort waarskynlik sterf, maar ek moet skryf aan julle, om julle te waarsku. Ons weet ook, Efese was deel van 7 gemeentes wat Jesus aanspreek in Openbaring 2 en 3, wat hy praat van Efese, waarin hierdie gemeentes, 7 gemeentes, was daar net 2, ons weet, dit is die gemeente van Smyrna en die gemeente van Philadelphia, wat Jesus nie nodig gehad het om aan te spreek, ernstig te vermaan, en aan te spreek met dinge wat verkeerd is. Maar so Johannes skryf hier ook dan, en ek wonder of hy in sy gedagte gehad het, dat Jesus het juist gepraat van die gemeente ook in Efese. Hierdie hawestad, wat vervuil is met verskillende kulture, kan nie sê vervuil nie, gevul is met verskillende kulture, en besigheidsmense. So, Efese was baie vatbaar vir allerhande godsdienste, en veral ook van gnostisisme, wat uit Alexandria in Afrika gekom het. Die Here Jesus waarsku, onthou as ons kyk na Johannes 5, nie 1 Johannes 5 vers 43 wat hierdie waarskuwing het al reeds deur die Here Jesus gekom. Dit is nie asof dit 'n nuwe of hulle moet verbaas dat hierdie dinge nou gebeur met hulle nie, want Jesus praat hier met die Fariseërs en dan sê hy, praat hy direk, en as daar 'n ander Jesus kom, as daar 'n ander Jesus kom, wat sal julle doen met hierdie Jesus? Of wat sal julle doen met hierdie misleiding? En ons moet onthou, die misleiding is redelik ernstig, want baie mense sê hulle die Here Jesus lief, maar hulle gehoorsaam nie. Want Jesus sê 5:43 Johannes, hy sê, ek het gekom in die naam van my Vader. Dit is nou goed dat dit vandag Vadersdag ook is, maar Jesus sê, ek het gekom in die naam van my Vader, wat hy later dan ook voorstel as julle Vader. Ek gaan na my Vader en julle Vader, en julle neem my nie aan nie. Wat hulle eintlik hier doen, hulle neem nie die Vader aan nie. Want Johannes sal ook later sê, hy wat die Seun verwerk ook die Vader. En die oomblik as jy die Seun verwerk jy die Vader. Jy kan nie sê, ja, ons het die Vader lief, soos baie godsdienste vandag, en selfs so met die animisme, hulle het God lief, maar Jesus is vir hulle een van die weë na die Vader toe. En waarna ons beweeg ook is wat ons sal nie kan sê, soos oom Willie gesê het met een nagmaal, hy is toe op Radio Sonder Grense reeds aangesê dat hy niks mag blyk van die uniekheid, die eksklusiewe eise van die Here Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na my toe kom behalwe deur die, of na die Vader toe kom behalwe deur my. Nou sê hy, maar ek getuig van die Vader, en as iemand anders in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Hoe kan
julle glo wat aan mekaar eer aanneem en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie. Alreeds het Jesus gewaarsku, behalwe in Matteus 24, sy berg van die Olyfberg diskurs, gewaarsku van misleiding. Is dit nie? Hy het ons klaar gesê. Daar sal groot misleiding kom. En hier word dit al klaar waarom ek dink Johannes het waarskynlik in sy gedagte gehad, hierdie dinge wat Jesus van gepraat het gebeur nie. Matteus 24. Dit is besig om te gebeur. 'n ander Jesus. Die gees van die waarheid wat ons gesalf het. Want ons vind, kyk in die 1 Johannes 2 vers 20 en 27, sê hy, hoe kan ons hierdie dinge onderskei? Hoe kan ons die Vader onderskei? En dit is wonderlik dat ons God Vader kan noem, want onthou in 1 Johannes 3, begin hy, kyk wat ter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders genoem kan word. En dit is ons ook, sê die laaste gedeelte, kom met party manuskrip hier voor. Maar ons is sy kinders, hy noem ons, maar wie laat ons toe om hom Vader te noem, is die salwing. Dis nie die salwing wat ons het van die Heilige Gees, wat ons in ons harte bevestig, dat ons hom Vader Abba kan noem, deur die Gees wat hy in ons uitgestort het. En hy sê in 1 Johannes 2 vers 20 praat hy, maar julle het, praat hy met gewone lidmate, hy sê, maar julle is deur die Heilige Gees gesalf, en julle almal, die ou vertaling sê dit eintlik vir my bietjie beter, en nie julle weet dit nie, maar omdat julle gesalf is met die Heilige Gees, weet julle hierdie dinge. Niemand moet julle eintlik inlig en leer daarvan ons nie, want die Heilige Gees sal, as hy kom, vers 27, praat hy ook duidelik daarvan, maar wat julle betref, die salwing wat julle van hom ontvang, en is van God, die salwing is die Heilige Gees, bly in julle, en daarom hoef niemand julle te onderrig of te leer nie, omdat hierdie salwing, of dieselfde salwing, julle oor alles onderrig, en omdat dit die waarheid is en geen leuen nie. En dan typiese woord wat Johannes baie gebruik, bly in hom. Ek gebruik baie die woord, ek het geskryf, maar in die einde van hoofstuk 3 vers 24 praat hy weer van in hom bly, vorentoe gaan hy nog baie praat, bly in hom, soos hy in julle bly, kom uit Johannes 15 uit, die wynstok en die lote, maar die idee is bly in Christus, en laat sy gees in julle bly. Johannes is goed bekend met sy swart en wit dualisme, sy skryfstyl is swart en wit dualisme, wat hy regdeur 1 Johannes deurvleg, altyd die leuen teenoor die waarheid, die lig teenoor die duisternis, die kinders van die duiwel, wat ons sien in vers 10, hoofstuk 3 vers 10, die kinders van die duiwel, die kinders van God, wat hy gebruik, maar iets wat hy saam gebruik, en nie as dualisme, swart en wit dualisme gebruik, is liefde en waarheid, en dit is regdeur, dit is soos 'n bordierstuk wat regdeur een lyn gevleg word, dit is waarheid en liefde, waarheid en liefde. Hy is die apostel van liefde, hy is die een wat aan Jesus se bors aangeneem het, hy is die een wat by Jesus se voete was aan die kruis, hy is die een wat resies gehad het om by Jesus se graf uit te kom met Petrus, en hy het Petrus verbygegaan, hy is die een wat Jesus, wat genoem word die apostel, of die disipel wat die Here Jesus lief gehad het. So vir hom is liefde oorhoogs belangrik, maar dit kan nie gaan sonder waarheid nie. Waarheid en liefde, wat hulle sê, is mutually inclusive. Ons weet wat beteken mutually exclusive, nee, dit kan nie saam gaan nie. Maar iets wat saam gaan vir Johannes, en hy maak dit werk. Dis amper soos, dit het my altyd dink aan 'n koeksuster, nee. Dit is ons nou praat van 'n illustrasie. Jy kan nie 'n koeksuster kry deur net een vlegsel nie, dis nie 'n koeksuster, dis 'n stuk deeg met suiker. Maar die oomblik as daar twee is wat aan mekaar gevleg word, maak dit een van die lekkerste dinge wat jy ooit oor jou lippe kan sit, en dis 'n koeksuster. Vir baie mense, ja. Nie vir almal nie, maar dat baie mense hou. Soos Joel James hou glad nie hy sê van sjokolade en koeksusters, hy weet nie wat hy mis nie. Maar die groot ding is, hierdie aaneengevlegte liefde en waarheid, en as ons kan onthou, en ek het dit al aangehaal, en ek doen dit, vergewe my, as dit 21 begin word, Warren Webster wat in 1950s gemeld het, hy het gesê, love without truth is what? Hypocrisy. But
Truth without love is brutality. Dis wreed. Dit hoort by mekaar en Johannes vou dit onder een kombers toe, asof hulle by mekaar hoort. Waarheid en liefde. Want ook Paulus in Romeine 8 vers 9 gee vir ons, gooi lig vir ons op hierdie gedeelte in 1 Johannes 3, en ons weet dit, want hy sê, hoe weet ons dat ons kinders van God is? Hoe is dit moontlik? Kan ons weet, wat Johannes ook later van gaan praat, hy gaan praat van kinders van God, en God is ons Vader. Paulus sê, ons lees 8:8 Romeine, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter, wie is die julle? Die mense aan wie hy skryf in Rome. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Belangrik, as die gees van God in julle woon. Die voorveronderstelling, daar is mense in wie die gees van God nie woon nie, en hulle noem dit self Christene, volgelinge van Christus, maar die gees woon nie in hulle nie. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die, met 'n exclamatie, die behoort nie aan hom nie. As iemand nie die gees het nie, hoort nie aan God die Vader nie. En dan is dit wat 3 vers 1 sê, hulle kan God nie sê, my kinders, julle is my kinders, ek is julle Vader. Die gees van aanneming wat in ons harte uitgestort word, uitroep, Abba, Vader. Omdat ons nie reg weet wat om te bid nie, kom die Heilige Gees vir ons swakhede te hulp. En hy tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Want hy is die Gees wat die Vader in die wêreld gestuur het. Maar as hy in ons woon, ook so vandag kan ons onderskei, eers dan kan ons onderskei die tweede gedeelte van Johannes se klem op liefde. Ons het al baie gesê, dit is nie 'n gewone liefde, die 46 keer gebruik die apostel Johannes liefde, en hy gebruik dit nie 'n ander liefde behalwe die woord agape nie. Maar ons kan net daardie liefde ken, agape ken, as ons die Gees in ons woon. Want anders is dit 'n oppervlakkige, soetsappige liefde wat die Fariseërs ook gehad het. Baie van hulle is hier vroomheid. En hulle lyk so reg, want hulle kom so reg voor, maar hulle het geen liefde in die wit gepleisterde grawe wat Jesus sê, addergeslag. Dis wat ons kyk het, onthou ons het sê, hoofstuk 3 vers 1, die waarheid. Wat is die onderskeidende kenmerke van kinders van God, wat regtig vir die Vader kan Vader sê, wat hy sê, julle kan aan my, ek noem julle kinders, so ek is julle Vader. Nommer 1 is, behalwe dat hulle God Vader kan noem, maar die tweede kenmerke is vers 1, die wêreld ken hulle nie, hulle is anders as die wêreld, hulle lyk nie dieselfde, hulle doen nie dieselfde nie, hulle, kan ek so ver gaan, ryk nie eers soos die wêreld nie, hulle is anderster, die wêreld ken hulle nie, want hulle is anders. En dan vers 3, hulle reinig hulle self. Maar ons het alreeds die Gees wat in ons woon, en die Heilige Gees help ons om onsself te reinig, om daai vlak van geregtigheid te bereik, wat God vir ons wil hê, wat ons eers by ons dood in Christus werklik dat dit sal verkry, maar ons beweeg na daardie heiligmaking. Dan die 4de vers 5 tot 6, hulle onderhou die liefdesgebod. Hulle hoef nie geleer te word om mekaar lief te hê nie. Hulle ken die liefdesgebod wat ons reeds gekyk het in Deuteronomium 6. Wat sê Deuteronomium 6 vers 4? En dit sê vir ons. En dis nie 'n Ou Testamentiese gebod nie. Dis waarom Johannes sê, ek skryf aan julle 'n nuwe gebod. Maar ek vertel julle van die ou gebod ook, wat waar is in hom. Wat is die gebod? Wat sê die Here? Wat sê Anef? Wat is by die Shema? Of Shah, wat hy sê Shama of Shema, wat Moses herhaal, en dit het nog nooit vergaan nie, dit bly nog dieselfde, deur al die eeue. Dis wat hy bedoel het as Johannes sê, maar ek skryf aan julle ou gebod, wat waar is in hom en julle, maar ek skryf ook aan julle 'n nuwe gebod, 'n opsomming, wat het die Here gesê vir Moses, moet jy vir die volk sê, hoor,
Shema Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. En dit moet in jou hart wees. Dit moet nie in jou mond wees, dit moet in jou hart wees. Soos gesê, dis die gelyke van die Grieks agape ahava. Dis 'n liefde wat self gee. Dis 'n opofferende liefde. Baie mense dink, ek verstaan wat die liefde is. Ek het Jesus emosioneel soetsappig lief. Ons verstaan nie wat hy bedoel met die woord ahava nie. Jy is 'n liefde wat jouself offer. Offer gaan altaar plaas. Dis waarom ons gesê het, vanaf vers 7 gaan hy voort, behalwe van die liefdesgebod wat hulle moet onthou. Hulle doen werke van geregtigheid en hulle 6 hulle hou op sonde doen. Hoekom? Hulle is uit onverganklike saad gebore, in staat gestel deur die Heilige Gees om hierdie liefdeswerk te doen en na te kom teenoor God en teenoor die naaste. Hulle word onderskei vir hulle liefde vir broers en susters. Dis die onderskeidende kenmerk. Wat tog duidelik is, Johannes later sê, jy kan nie sê jy het God lief, en jou broer wat jy kan sien, kan jy nie lief hê nie, maar jy sê jy het God lief, dis onmoontlik, dit kan nie wees nie. Dit word gemanifesteer deur liefde vir broers en susters, en wat ons gelees het, ook in 1 Petrus wat hy sê, hierdie dinge gaan voort, 1 Petrus 1 vers 23, dis nie net 'n kwessie van broers en susters lief hê nie, ek dink hy sê dit beter vir my in 2020, want hy plaas hom, hulle sê geïndenteer. Dit is goed om Petrus saam met Johannes ook te lees. Want hier sê hy in 1 Petrus 1 vers 3, julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, wat het ook gelees het, maar uit onverganklike saad deur die lewende en blywende woord van God. Daarom, elke mens is soos gras, hy daar vergaan. Maar hy sê, hy moet by hierdie dinge moet julle voeg, liefde vir mekaar, liefde vir my, maar hy eindig nie daar nie. Kyk na 2 Petrus 1 vers 5, juist daarom moet julle alle ywer aan die dag lê om by julle geloof te voeg. Wat? Uitnemendheid. By uitnemendheid insig. By insig selfbeheersing. By selfbeheersing volharding. By volharding 'n toegewyde lewe. By 'n toegewyde lewe broederliefde. Hier onderskei hy van broederliefde en by broederliefde liefde vir alle mense. Dus het kyk na die antitipe wat hy praat in 1 Johannes 3 vers 11 tot 15, want hy gee vir ons 'n voorbeeld hoe liefde nie moet lyk nie. Hoe lyk liefde nie? Die sogenaamde gesindheid van Kain, wat Abel gehaat het. Hy het hom gehaat. Nou sê Johannes, julle liefde moet anders te lyk. Julle broederliefde moet anders te lyk. Nie soos die van Kain, wat sy broer gehaat het en hom doodgeslaan het nie, want ons het gesê, voordat Kain vir Abel doodgeslaan het, toe hy klaar in sy hart haat gehad het, was hy reeds 'n moordenaar. Hy het nog net nie na die daad toe oorgegaan nie. En ek sê, dit is iets waar baie mense voor moet wag, veral vir my ook, veral as jy moet taksies en goed ry, en om hulle moet ry, en hulle ry waar hulle wil. So daai Kain se gees nie in jou moet wakker word, wat jou klaar klassifiseer as moordenaar. Dis nie wat ek sê nie, gaan lees wat sê die in Matteus, wat sê Matteus 5. Hoe sê dit? As jy kwaad is vir jou broer sonder rede, is jy 'n moordenaar. Kain se gees werk al reeds in ons. Kain haat Abel en al word hy gewaarsku, slaan hom dood. Nou sê Johannes hier bedoel hy, julle moenie so haat in julle koester teenoor mekaar nie. Sê Petrus, julle moenie net julle broers en susters lief, julle moet ander mense ook lief hê. Al is dit 'n taxi-drywer. Al is dit 'n krimineel. Moet jy alle mense lief hê, want dit is wat Petrus bedoel. Voeg daarby broederliefde. Philadelphus. En voeg by dit liefde vir alle mense. Dink gaan oor na filantropos.
Dit is 'n liefde vir alle mense. Dit onderskei ons dat ons weergebore is deur die Gees, onverganklike saad, die lewende woord van Christus het ons lewende gemaak, en dan sluit dit ook wat Jesus gesê het in Johannes 15 vers 13. Wat sê die Here Jesus Christus? Johannes 15 vers 13. Is daar 'n groter liefde as dit? Behalwe die liefde van die Vader wat ons vandag vier, is ons Vader, wat ons so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het as offer vir ons. Maar hy sê, groter liefde, sê Jesus, as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. En dis presies wat Jesus gedoen het. Nou sê man, jy moet dieselfde doen. Jy moet die ahava liefde hê, liefde vir jou medemens, liefde vir broers en susters. Omdat ons kinders is mede-erfgenames, ons kinders van Christus. Hierdie diepte van die liefde word slegs deur die Heilige Gees in ons bewerk. Hoe weet ons dit? Ons kan nie hierdie liefde bereik. Geen persoon wat hoe liefderyk hy ook al is soos Gandhi, of noem ander mense wat goeie filantropiese werk doen reg deur Afrika. Maar hy het nie die Gees nie. Het hy nie die liefde waarvan Johannes hier praat nie. Dis 'n ander liefde. En hoe kry ons die liefde? Romeine 5 vers 5 sê vir ons duidelik. Hoe het ons hierdie liefde bekom? Weet, Johannes sê, julle het die salwing ontvang en julle niemand moet julle leer aangaande hierdie liefde en niemand moet julle die dinge leer julle bode te weet. Romeine 5. God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Hoe kry ons die liefde? Deur die Heilige Gees. Soos as 'n liefde buite die Heilige Gees het, is dit nie die liefde wat God eintlik wil hê van ons. Ons kan sê ons het God hartlik lief, die mooiste liede sing van God die Vader en die liefde wat ons vir hom het. Maar as die Heilige Gees nie in ons beweeg en ons daardie liefde lewendig maak nie, die salwing kry nie. Want dit is ons sê, wat bedoel ons hierby op vers 17, ware gesalfdes van die Gees wat in wie se hart die Heilige Gees liefde uitgestort het, kan nie 'n blinde oog draai as hulle medebroer of suster sien swaar kry nie. Wat sy hart vir hom toesluit. Ons het gesê, hierdie woord hart wat hy hier gebruik, eintlik is die Grieks splanknon. Dit praat van die setel van 'n mens se emosies, die spleen of die binnekantste, die milt. Dit is waar die woord vandaan kom, as hy sy hart, sy emosioneel, die praat van emosie ook vir sy broer wat swaar kry toesluit. Want ons is veronderstel om soos Jesus te wees. Onthou in Matteus 9 vers 36 waar Jesus die skare sien, maar dit word meer as een keer gebruik deur Jesus. Matteus 9 vers 36 dat hy van praat. Wat is Jesus se gevoel teenoor die mense? Hy het hulle innig jammer splanknom. Hy het hulle uit sy innig binneste diep jammer gekry. Hoekom? Omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het. In hierdie konteks praat hy voor hy die werkers dan uitstuur, maar op 'n ander stadium as hy die mense sien honger kry en hy sê vir die disippels gaan gee julle vir hulle kos. Want hy kry hulle jammer. En hy sê hierdie selfde klas kwaliteit liefde is wat julle moet hê vir mekaar. It's not, don't compromise. Dis die liefde wat God verwag. Die emosie wat Jesus gehad het vir 'n broer of 'n suster, sien honger kry of dors en klere. Onthou, ons kry dit ook in hierdie kompassie het ons nou nog kyk 2 Petrus 1 vers 7. Nie net broederliefde, maar ook liefde vir ander mense. Dit is wat sy Gees, sy agape liefde werk. Vers 18, ware weergebore gelowige sal lief hê met daad en in waarheid, of daad en sy volheid, hang af watter vertaling ons gebruik. Daardie wedergebores hoef nie aangesê om lief te hê nie. Hulle kan aangesê word, maar dit moet al reeds in hulle harte wees, 'n liefde teenoor broers en susters, ander mense. Nie met leefwoorde, met praat nie, maar dit is wat die Gnostici ook gedoen het. Is dit nie? Hulle het voorgegee, dat
hulle so lief was vir mense. Dan gaan hulle uit die kerk uit. Ons weet dat Jesus, hoef nie daarna te bly, ek verwys nie daarna, Matteus 25:34-40 sê, hulle sal na die Here toe kom en dan sal hulle vir hom sê, hy sê, dankie, julle is ware familie, want julle het vir my gesorg, toe ek honger was, het julle my gevoed, toe ek in die tronk was, het julle my besoek, toe ek naak was, het julle my geklee. Dan sal sê, wanneer het ons dit aan u gedoen? Dan sê hy, wanneer julle dit aan die geringste van hierdie doen. Hy praat van sy disippels en sy volgelinge. Want die Here sê selfs 'n koppie water sal nie oorgesien word. As jy 'n koppie water in sy naam vir een van sy gelowiges gee, sal hy dit beloon. Maar Johannes herinner ons aan die tipe van liefde, net soos Jakobus 2:15-16, wat vir ons waarsku as jy verby Peter gaan jy na Jakobus toe, want Jakobus gee al vir ons hoe ons dit dui dit vir ons aan. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm, word versadig, maar vir hulle nie gee wat die liggaam nodig het nie. Wat help? Dit is Jakobus se invalshoek van hoe sorg mense vir medebroers en susters wat nie kos het, wat nie klere het nie, wat nie 'n skuilplek het nie. Hy sê dit is, sê Jakobus, dit is hygelaarheid, dit is oppervlakkige liefde. Dis nie die liefde van Christus nie. Vals liefde van die gnostisie. Baie leë woorde van belofte, hulle soos in Judas 1:12 wat hy van praat. Hy sê, waarsku ellende wag op julle, Judas 1, want julle het die pad van Kain geloop, sien daar is die moorddadige gees, en hulle self vir vergoeding aan die bedrog van Biliam oorgegee, en hulle sal soos met die verset van Korag omkom. Hierdie mense is skandvlekke by julle liefdesmaaltye. Hulle vier skaamteloos saam met julle fees, hulle sorg net vir hulle self. Want dis al waarvoor hulle werklik omgee, is vir hulle self. 'n tipe van narcissisme wat niks te doen het met ander mense. Swaar belovende wolke wat nie water gee nie. Klaas oorgehad word soos Justin Peters se reeks gaan. Hulle het nie hierdie liefde wat God verwag. Want die woord in Hebreëus haf het te doen met 'n molekulêre woord wat om te gee. Dit gaan oor gee. Dit sê, because I love, I give. In 19 vers 24 van hierdie gedeelte, die draaipunt, Johannes gee vir ons breedweg 3 byvoorbeeld. Ons het verlede week gesê, as ons dan alles reg doen, as ons dan Jesus se liefde deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort beoefen, en ons doen dit alles reg, is daar enige voordeel vir ons daar? Daar hoort nie eintlik regtig te wees nie, want Jesus sê, as julle alles reg gedoen het, moet julle eintlik sê, ons is eintlik onverdienstelike slawe, ons het maar net gedoen wat ons moes, so ons moet daai gesindheid hê, maar daar is voordele wat hy vir ons hier duidelik sê, en ek wil praat van 3 V's, nie die, wat julle die nuwe ding wat nou op die doek is van Steven Spielberg, wat self 'n Jood is, Disclosure Day, praat hy van hierdie aliens, vreemde, dis nie vreemde, vleiende voorwerpe die 3 V's nie. Die 3 V's begin, en ons kan dit duidelik daar sien. Dit is liefde nie met woord nie, maar met die daad. Hy sê, moenie lief hê net met woorde, maar in 'n daad en ten volle, sê die nuwe vertaling. Ten volle lief hê. Dit is hoe jy moet lief hê. Ten volle. Die eerste V wat die voordeel wat ons daai verkry, vers 19 tot 20, is hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid kom en met geruste gewete. Die eerste wat vir my staan is die woord vrede. 'n geruste gewete. As mens goed kan slaap in die aand en mens rond en met nagmerries, dan slaap mens in vrede. En God gee vir ons hierdie vrede, want ons weet ons doen dit reg. Ons
val in lyn dit wat hy verwag. Daarom het ons vrede. Al kla ons gewete ons aan, want ons gewete kla ons baie keer aan, en hy praat hier met Christene wat die hele tyd bekommerd is, doen ons reg, is die Here, is dit aanvaarbaar vir die Here, behaag ons die Here. Johannes sê ontspan, want as die ou vertaling praat, jou hart jou aankla, want dit is dieselfde idee, jou gewete jou aankla met 'n skuldgevoel, wat dan? God is groter as ons harte. So ons harte kan ons bedrieg. Nee, kan ons bedrieg en sê ons doen te veel, maar hy sê as ons hier te min doen en ons sê ons val nie in lyn met die weergeboorte deur die Heilige Gees en ons het nie hierdie liefde nie en ons het nie hierdie gevoel vir ons om na mense wat swaar kry om te sien en na mekaar lief te wees nie, dan sê hy ontspan, want as jy die Gees het, sal jy vrede met God hê, maar hierdie gerusheid, want al kla ons harte ons aan, God is groter, hy is meer as ons hart en hy weet tog alles. Hy sien wat ons doen. Niks wat ons doen gaan ongesiens by God verby, glis by hom verby. Ek het dit nou nie gesien. Dries het dit nou reg gedoen. Ek het nou of kry dat dit God het onthou. Beteken hy alles vergeet nie. Hy vergeet, God vergeet nooit nie, want hy is 'n ewige bewustheid. Hy hoor en sien alles. Nou sê hierdie vrede kry ons as ons in hom is. Dit is waarom die einde van Hoofstuk 3 vers 1 praat aanhoudend wat hy weer sal herhaal. Ons is in hom en hy in ons, soos hy Gees gee vir ons vrede. Hy weet alles. Ons weet ook wat sê Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Jy weet, wanneer nie volgens die vlees nie, maar dis 'n sekerheid wat die Heilige Gees. Wie gee vir ons daardie sekerheid van redding? Kan ons weet ons is gered? Ja, definitief, die Bybel sê so. Maar ons moenie hierdie vrees in 1 Johannes 4 vers 18 praat van die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat volmaak geword het in hierdie liefde, weet, hy weet hy is kind. Die tweede V van vreemde voorwerpe, die tweede V, vrymoedigheid. Ons kry vrymoedigheid. En dis wat ons kry ook op Vadersdag, die vrymoedigheid dat God ons Vader geword het in Christus Jesus en dat ons toegang verkry het na die Vader deur Jesus Christus, die Heilige Gees wat ons gedurig dring. Dit is interessant die woord wat hy hier gebruik, vrymoedigheid, is die woord parousia. Jy sal weet as parousia beteken vrymoedigheid om te praat, om jou punt te stel. Want dit kom van die Grieks af waar almal gaan in die binnemark of plein en elkeen, as jy 'n Griek is, het die reg om te praat. Dis die vrymoedigheid wat ons deur God verkry het, dat ons kan na hom gaan en met hom praat. En ek het verlede week gemeld, ook mense sien Ester nie in die lig wat hy gesien moet word nie. Hulle sê Jesus God word nêrens in Ester genoem nie. Nee, hy is so duidelik in Ester. Want as koning Ahasveros sy scepter uitsteek na Ester toe, daar's die Vader. Deur Jesus is sy scepter. Hy uitsteek na ons toe, sê vrymoedigheid om te kom. Helemaal. Ester kon net gekom het as die koning sy scepter uitgesteek het. Ons mag net na God toe kom as Christus sy scepter na ons toe uitgesteek het, kan ons kom na hom met vrymoedigheid om met hom te praat, om te noem Abba Vader, ons Vader. Die derde vers 22 tot 34. Versekering van 3 dinge in besonder. Versekering dat hy ons gebede verhoor, want hy sê daar. Elders ook, en wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie of sy opdragte gehoorsaam en doen wat vir hom aangenaam is. So ons het versekering dat ons mag vra. Ons mag nie net na hom toe gaan nie, ons mag vra. As ons iets vra, sê hy in Johannes 5 vers 14, omdat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Maar ons mag vra. Die derde, die V van versekering,
Die versekering dat sy Gees in ons sal bly as ons gehoorsaam is, as ons gehoorsaam bly aan hom. Daarom gee hy vir ons die geskrif, want niemand kan eintlik hierdie 66 boeke se voorskrifte en geskrifte nakom of dit reg interpreteer as die Heilige Gees dit nie doen. As die Heilige Gees ons nie lei in die Bybel, moenie eers moeite doen om die Bybel op te maak. Want soos Spurgeon sê, the Spirit rides in the chariot of Scripture. And modern thought, soos Gnosticisme voeg niks daarby. Ons het die versekering dat ons in hom is, soos 24 sê, en ons bly in hom en hy in ons. En hier ons weet ons dat hy in ons bly deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Dit is ons versekering. Stel as ons staat om twee dinge te doen. Die eerste en die belangrikste is om te glo in die naam van die Here Jesus Christus. En dan, dis waaroor die hele evangelie gaan. Dis in Johannes 20 vanaf 31 daarvan praat. As iemand Johannes wil opsom, waaroor is Johannes geskryf? Johannes 20 vers 31. Ek het hierdie dinge aan julle geskryf sodat julle kan glo. Nommer 1, glo dat Jesus die Christus is. Dis die eerste evangelie. Glo dat Jesus die gesalfde van God is. En deur geloof in hom, daar kom die voordeel, die ewige lewe kan hê. Johannes, ek vir jou skryf, sodat jy kan glo dit. Wat alles geskryf in die Ou Testament oor Christus waar is, dat hy die Christus, die gesalfde, die koning van God is, die gesalfde van God, en wat daarin vir ons, sodat julle dit kan glo, en deur geloof die ewige lewe kan hê. Jesus kom in ons woon, deur sy Gees, sodat ons kan weet dat ons die ewige lewe het. Die Gees wat die agape liefde in ons harte uitstort, en ons in staat stel om God lief te hê, en ons naaste lief te hê, soos onsself. Die sacrificial love, die opofferende liefde. Daarom verkry ons die belofte van gebedsverhoring, dat sy Heilige Gees met ons is, in ons is, en dat sy Heilige Gees vir altyd met ons sal bly. Een wonderlike kenmerk van die Heilige Gees wat Jesus van gepraat het in Johannes 14 vers 16. Wat is dit? Wanneer hy kom die parakeet, sal hy vir ewig, nie tot ons dood is nie, vir ewig met julle wees. Dis 'n geskenk wat die Vader vir ons gee. Nooit sê die Vader nooit vir ons iets gegee. Die Vader gee aan ons die Gees wat vir altyd, ewig en ewig, soos die sprokie sê, they lived happily forever and ever after. Vir ewig en ewig sal hierdie Gees met ons bly. God gee nie vir die Gees, ons die Heilige Gees, dan vat hy hom weg. En as ons nou weer reg doen, dan gee hy weer vir ons. Die Heilige Gees bly in ons en ons bly in die Heilige Gees. En ek het al gewonder altyd hoe werk dit. Maar die eenvoudige, jy vat 'n botteltjie Coke, en jy gaan na die dam toe, jy gooi hierdie botteltjie, leebotteltjie Coke in die dam in. Hierdie bottel is vol van water. So die bottel is vol van die water, maar die water is ook, of die bottel is vol van water, maar hy is ook in die water. Ons is in die Gees. Ons word vol met die Gees. Ons bly, dus die bottel Coke in die water, bly ons in Christus, en hy bly in ons. Wat 'n groot wonderlikheid is daar nie, dat die Vader vir ons sy Heilige Gees gee, om al die dinge uit te voer, nie te wees soos die Gnostici, wat ander Jesus soek, want is net hierdie Jesus wat ons die ware agape liefde kan gee. Sodat hierdie geloof vir ons vrede, vrymoedigheid, versekering kan gee, die totale pakket wat deel is van die redding. Vrede met God deur die bloed van Jesus Christus. Vrymoedigheid wat ons het deur hom as ons hoëpriester, volgens Hebreërs 7. En versekering as al die byvoordele dat ons gered is en dat ons kan 'n liefdevolle lewe. Ons kan 'n lewe van sacrificial love. Wat God vir ons gewys het hoe deur sy seun Jesus Christus. Mag die Here die boodskap aan u seën en weer gaan huis toe en gaan mediteer op 1 Johannes hoofstuk 3. As die Here wil, volgende keer sal ons kyk na 1 Johannes 4 oor te onderskeiding. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord. Dankie dat u deur Johannes gespreek het
Here, ons sê dit is die woord van God. Dit bevat nie die woord van God nie. Dit is die woord van God. Want dit is gedryf deur die Heilige Gees. Want geen profesie het tot stand gekom deur enige mense se idee of kundigheid nie, maar dit is gedryf deur die Heilige Gees wat Here, al die profete, selfs tot die Nuwe Testament, Here, laat spreek. Want so sê die Gees van God. Want die Gees en die bruid sê ook, kom, laat almal wat wil kom, laat hulle kom. Mag ons kom, mag ons opnuut hierdie Vadersdag sien wat 'n groot liefde het die Vader aan ons bewys, dat ons genoem kan word, kinders van God. En dit is ons ook. Help ons deur die Heilige Gees om hierdie liefdeslewe uit te lewe na die wat blind en doof en stom en hulle wat ver is, dat hulle sal naby bring deur die Heilige Gees en deur die Gees wat in ons werk. Is ons gebed in dankbaarheid en afhanklikheid in Jesus naam. Amen.